Heilige Gees, dankie dat U in ons lewens kom bly het. Dankie dat U elke dag saam met ons stap. Ons wil bid dat U vanoggend in hierdie erediens ons sal vul met hemelse genade, dat ons nuut sal word, dat ons sal word soos U wil hê ons moet wees. Salf ons en rus ons toe, sodat ons waarlike getuies vir U kan wees in hierdie donker wêreld. Praat ook nou met ons deur die Bybel. Help ons om te hoor wat U vir ons wil sê en maak ons gewillig om daarvolgens te lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons lees vanoggend saam 'n paar gedeeltes uit die Nuwe Testament en ons begin by Romeine hoofstuk 3. Romeine hoofstuk 3, ek gaan begin van vers 23. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van die genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daargestel as soenoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid. Want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien. Dan blaai ons na Romeine hoofstuk 5, vers 8. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En ons laaste gedeelte, 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God regverdig kan word. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God regverdig kon word. Die woord van God vir die kinders van God. Wanneer mens huisbesoek doen, ervaar mens nogal baie keer interessante dinge van die lidmate se kant af. Baie keer gebeur dit dat 'n mens agterkom dat die lidmaat wat jy besoek graag iets vir jou wil sê, maar daar's iets wat hom half terughou. Miskien is hy te skaam om te praat, miskien is dit wat hy wil sê te verskriklik, hy is bang, hy gaan die dominee skok, hy hou terug. En wanneer die dominee klare gebed gedoen het en groet, dan sal die lidmaat baie sê, dominee, ek wil graag daarom nog hierdie ding vir jou sê. En dan is dit 'n groot ding wat hy wil sê, of sy wil sê, maar sy was te skaam om dit te openbaar. Dit het gebeur toe dominee L by 'n lidmaat gaan kuier het. Kom ons sê Anita. Hy het agtergekom dat Anita iets vir hom wil sê, maar sy het gehuiwer. En toe hy nou klaar die gebed gedoen het aan die einde van die gesprek en totsiens sê, toe sê sy, nee dominee, jy gaan nou weg. Dominee L het 'n beroep gekry, hy sou na 'n ander gemeente toe gaan. Dis die laaste keer wat ek jou sien, ek wil tog iets met jou praat. En toe sê sy, dominee, ek is besig met verkeerde dinge. Dominee, ek skaam daaroor. Ek is besig met verkeerde dinge. En weet jy, dis amper asof ek in die mag is van dit wat ek op die oomblik doen. Ek wil graag daarvan breek, maar kan nie. Dis vir my amper asof ek ingesuig is
in hierdie dinge. Dominee, ek is besig om my man weg te stoot. Ons is besig om vir mekaar aan weg te dryf. Dit voel vir my asof God ver van my af is. Dominee, ek het 'n affair. Ek staan in 'n verhouding met my baas by die werk. Daar was 'n oomblik van stilte gewees in die gesprek. Toe sê sy dominee, maar dit pas mos nie by 'n kind van die Here nie. Dit pas mos nie hoe ek op hierdie oomblik optree nie. Dominee, beteken dit nou dat ek nie meer God se kind is nie? Beteken dit nou dat ek verlore is? Dat ek eendag hel toe gaan? Anita was baie hartseer toe sy hierdie dinge vir dominee El sê, maar tog was sy al verlig dat sy dit kon noem. En dominee El het baie keer met sulke dinge te doen gehad, so hy het heel rustig na geluister. En in die sitkamer was daar 'n tafeltjie gewees, en op die tafeltjie was 'n kruis, en daar was so 2 stoele by die tafeltjie. En hy het haar aan die hand gevat, en vir haar gesê, Anita, sit jy nou by hierdie kant van die tafeltjie. Hy het aan die ander kant van die tafeltjie gestaan, en hy het die kruis opgelig. Hy het vir Anita gesê, Anita, die kruis sê vir ons 2 dinge. Die eerste ding wat die kruis vir ons sê, die kruis sê vir ons wie God is. God is 'n heilige en regverdige God. God haat sonde, en hy straf sonde. Die kruis sê vir ons, dat dit wat jy op die oomblik doen, onaanvaarbaar is vir God. Anita het gesnik van huil. En toe dominee El sê, maar Anita, die kruis sê vir ons 'n tweede ding. Aan die kruis van Golgotha het God sy liefde aan ons gedemonstreer. Het hy vir ons gewys hoe lyk sy liefde? 16 keer in die Bybel lees ons dat Christus ons sonde skuld op hom geneem het. Aan die kruis van Golgotha het hy in ons plek in die beskuldige bank gestaan. En daar aan die kruis van Golgotha het hy die straf wat ek en jy verdien aan sy lyf ervaar. Aan die kruis van Golgotha het God se oordeel op hom gereën. En toe kyk dominee El na Anita en sê, Anita, verstaan jy dat dit ek en jy is wat Christus kruis toe gejaag het? Christus is as gevolg van ons sonde skuld kruis toe. Verstaan jy dat God die Vader pyn in sy hart ervaar het aan die kruis van Golgotha? Want dis daar waar hy sy rug op Christus gedraai het. Dis daar waar hy sy toorn op Christus laat neerreën het. Onskuldig vir ons. Verstaan jy dit? En Anita het geknik. En toe sê dominee El, Anita, onthou jy nog jou katekisasie
Waarom het Christus aan die kruis van Golgotha vir ons gesterwe? Dominee, hy het aarde toe gekom en hy het gesterwe sodat ons kan lewe. Hy het gesterwe sodat hy ons sonde skuld kon dra en sodat ons vrygespreek kan word van ons sonde. Hy het aan die kruis van Golgotha gesterwe sodat ons bevry kan word van die mag van die sonde en sodat ons God se vriende kan word. En Dominee El het gesê, ja, Anita, jy's doodreg. Maar dit is belangrik dat ons ook moet onthou, as ons God se vriende is, as ons sy kinders is, dan moet ons stry, want is voortdurend word ons aangeval van buitekant deur die duiwel en die wêreld, van binnekant deur ons eie ek. En dis wat jy nie gedoen het nie. Jy het nie gestry teen die versoekinge wat van buitekant en van binnekant na jou toe kom nie. Daarom het jy geval teen die versoekinge wat na jou kant toe kom. En toe sê Dominee El, maar ek vir jou goeie nuus. Jy is nog steeds God se kind. Hy is 'n stout kind. Maar die belangrikste, Anita, die heel belangrikste, God se genade en sy liefde is groter as jou sonde. God se genade is groter as die affair waarmee jy op die oomblik besig is. Dis amper asof Anita 'n sig van verligting gesnak het. En toe vra sy vir Dominee El, Dominee, wat staan my te doen? Dominee het gesê, Anita, moenie dit wat jy besig is om te doen regverdig nie. Moenie sê, almal doen dit, ek doen dit ook maar nie. Moenie dit doen nie. Moet ook nie dit minimaliseer en sê, ag, dis nie so erg nie. Wat moet jy doen? Gaan na die kruis van Jesus toe. Gaan na Jesus self toe. Nou Anita het gevra, maar Dominee, wat beteken dit? En Dominee het gesê, 5 dinge. Nommer 1 beteken dit, sien jouself soos God jou sien. Hoe sien God jou? Hy sien jou as 'n stout kind, wat op die oomblik in die duisternis wandel. Sien jouself so. Nommer 2, gaan na Jesus toe, gaan na die kruis toe en bely jou skuld en jou sonde voor die Here Jesus Christus. Nommer 3, breek met jou verhouding met jou baas. Breek daarmee. Los dit by die kruis. Hou op daarmee. Nommer 4, gaan met jou leë hande na Jesus toe en sê vir hom, Here, U moet my help om nou 'n nuwe pad te loop. Ek glo in U. Laat U krag en U liefde in my nou werksaam wees. Bevry my van hierdie mag wat op die oomblik in my werksaam is. En nommer 5, hou aan om te glo en vas te hou aan Christus. Hou aan om te bid. Want daar wag vir jou 'n stryd om aan hierdie verslawing bevry te word, kan 'n tyd vra. Hou vas aan Jesus sodat hy jou hiervan kan bevry. En toe Dominee El na Anita gekyk en gesê, Anita, is jy bereid om vandag te sê, Here, ekskuus, ek is 'n stout kind van U. Ek erken dat ek U hartseer maak, dat ek U diep bedroef maak. Here, vergewe my. Here, ek breek met dit wat verkeerd is. Stel my in staat om nou reg te lewe. En Anita het met groot vrymoedigheid gesê, Here, ja. Dominee, ja, ek sal graag wil. En toe Dominee El sy hande so oor haar kop gehou en gesê, Anita, as jou predikant,
maar ook as jou broer in Christus, verklaar ek jou vry van jou sonde. Glo nou, dat die Here vir jou in staat sal stel, soos 'n vry mens saam met jou man te lewe. Dominee El is toe weg van die gemeente af. Na 5 jaar het die gemeente vir hom vra om terug te kom om by 'n spesiale geleentheid op te tree. En wie is die eerste persoon wat sy sien? Anita. En Anita sê, Dominee, onthou jy daai laaste dag wat jy vir ons kom groet het? My man was in die buiteland, ek was alleen daar gewees. Onthou jy wat gebeur het? Ja, Anita, ek onthou. Weet jy, Dominee, is interessant. 'n jaar nadat jy weg is, ontdek ek toe dat my man dieselfde gedrag openbaar as wat ek teenoor hom openbaar het. Dis asof hy vir my wegstoot. Dis asof ons weg van mekaar afdryf. En ek sê onmiddellik vir myself, daar's 'n slang in die gras. En ek konfronteer hom en sê, is daar 'n ander vrou in jou lewe? Hy het eers omken, maar later het hy dit erken. En weet jy, Dominee El, wat doen ek? Presies dieselfde wat jy gedoen het. Ek vat hom na die kruis toe. Ek sê vir hom, my man, die kruis van Golgotha sê vir jou, dit wat jy doen is onaanvaarbaar. Maar ek sê ook vir hom, my man, die kruis van Golgotha sê vir jou, God se genade is groter as dit wat jy op die oomblik doen. Daar's vergifnis en bevryding by hom. Is jy bereid om dit voor die Here te erken, en te bely en te los, en te stry met die krag van die Here? En hy sê ja. En ek hou my hande net soos jy jou hande oor my gehou het, en ek sê, my man, ek is jou vrou, maar ek is ook jou suster in die geloof. Ek verklaar jou vry van jou sonde. Ek verklaar dat Christus jou sal vergewe. Kom, ons loop 'n pad saam met die Here. En weet jy, Dominee El, ons lewe saam het net so verander. 10 jaar nadat Dominee El uit die gemeente is, vra hulle vir hom weer terug te kom na die gemeente toe. Hierdie keer ontmoet hy vir Anita se man Petrus. En dit is baie duidelik dat hulle in 'n baie goeie verhouding met mekaar staan, hy en Anita. En Dominee El vra vir Anita en Petrus nou, wat is die geheim van julle sukses? En Petrus sê, Dominee, die kruis van Jesus Christus, wat vergifnis en bevryding bring. Die kruis van Jesus Christus het gemaak dat ons dit wat ons van God ontvang, vir mekaar gee en uitlewe. Ons het geleer om openlik teenoor mekaar te wees. Ons het geleer om eerlik teenoor mekaar te wees, om vir mekaar lief te wees. Daarom het dinge verander. En toe sê Anita, maar Dominee, daar's nog iets anderste. Ons het geleer dat ons ander mense ook nodig het. Ons het deel geword van 'n omgeegroep van mense wat in soortgelyke situasies was as wat ons was. En ons het geleer om ons gevoelens met mekaar te deel. Dit was aanvanklik moeilik, maar dit was die moeite werd. Ons het begin met ons groep, en dan vra ons vir mekaar, is daar vrede in jou hart met God? En so het ons geleer om mekaar te ondersteun, mekaar by te staan. Dis een van die redes waarom dit goed gaan in ons verhouding met die Here. Dominee El het 'n groot glimlag op sy gesig gekry en gesê, wonderlik, dis wat die Bybel vir ons sê. Dis hoe Jesus geopereer het hier op aarde. Hy het met groot groep mense gewerk, maar ook met klein groep mense, met sy disippels, 12. En later self met 3 van sy disippels.
Hy werk met groot groepe, hy werk met klein groepe. Die Christelike godsdienst is 'n sosiale godsdienst, ons het mekaar nodig. En toe kom Dominee Ellen en sê, weet julle, ek moet vanoggend 'n belydenis by julle doen. Toe ek hier in die gemeente was, het ek ten min dit benadruk dat 'n mens deel moet word van klein groepe, dat jy moet inskakel by wijkbyeenkomste en omgee groepe. Dis absoluut verskriklik belangrik as jy geestelik wil groei. Liewe lidmaat, julle het die storie gehoor van Petrus en Anita, wat in die duisternis ingegaan het ten spyte van die feit dat hulle kinders van die Here is. En hoe dat die Here hulle bevry het en 'n nuwe kans gegee het. Spreek hierdie verhaal jou aan? Is daar fasette in jou lewe waar jy nog in die mag van die duisternis is? Waar jy bevry moet word? Waar jy vergifnis van die Here moet ontvang? Gaan na Jesus toe. Gaan na die kruis van Jesus toe. Daar is oorwinning en vrede. Amen. Paar oomblikke van stil gebed.